So 'n tydjie terug het ons 'n kamp wat ons aanbied, 'n graad 8 kamp. En ons het 'n kampterrein wat ons so net buite Durbanville, True North is die kampterrein en ons is daar en hulle stel 'n generator vir ons op om die klank te doen. Daar's niks nie, is net 'n leessaal en ons stel op en die bandoefening gaan goed en alles is reg en alles is gemaklik en die kinders kom in en die hele band begin speel en toe ons begin speel toe trip die krag. Nou is daar niks. Nou die band ons het 'n elektriese drumstel gehad, okay? In ander woorde as jy op hom slaan en daar's nie klank nie, dan slaat jy op plastiekringe, okay? Hoor jy niks. En dan het ons 'n klavier gehad wat dieselfde ding is, sonder krag is hy niks. En dan het ons 'n elektriese gitaarspeler gehad. Selfde storie, krag nodig. Langsom het ons 'n basspeler gehad, né? En dan ek met my akoestiese gitaar en dan 'n paar mense met mikrofoon en die ding van 'n mikrofoon is hy het ook krag nodig. Nou begin ons, nou is hier so 200 graad 8 voor ons. En ons het net begin en die krag gaan af. Nou kry ons dit hier aan nie, ons vind later uit, dis 'n generator fout en te veel krag, maar nou skree ek, daar, terwyl ons gitaar speel, né, en ons gaan en jy kry hierdie oomblik en dan kom die krag weer aan en dan is die krag af en die ouens begin rondhardloop en ins afsit en enigiets wat hulle kan afkry, net sodat ons deur daai worship set kan kom en teen die einde wat ons daar is dit een van die spesiaalste oomblikke. As ek terugdink aan daai oomblik en hoe dit was, ek dink aan wat dit beteken het, ek dink aan jong mense wat vorentoe gekom het, ek dink aan verhoudings wat gebou is en lewens wat verander is. Dan kan ek sien hoekom 'n oomblik so uitdagend dalk sal wees, né? Maar baie keer selfs in en deur alle oomblikke van uitdagings en alle oomblikke waar daar swingballs kom en hier probeer 'n poetjie en daar probeer anders, né? Die Here kom deur. Die Here maak 'n manier, hy's aan die werk in daardie omstandighede en al het ek op die ou einde geskree op julle vanoggend, né? As die Here 'n afspraak het met iemand en as die Here aan die doen is daar niks wat dit sal keer nie. Daar's niks wat sal verander aan die plan wat God het vir elkeen van ons vandag nie en dit sal ons aanhou vier en daarmee sal ons aanhou besig wees. Ons skop vandag 'n splinter nuwe reeks af en dit is ons anders reek. Anders, ons as Christene, ons is anders. Ons as mense, ons is anders, ons geloof is anders en selfs as jy kyk na die branding daarso, dis iets anders. Jy mag dalk 'n paar van die gesigte daar herken van die mense wat daarso lê, want ons is anders en deur hierdie reeks gaan jy anders goeters raak sien en jy gaan dit oplet oral waar jy gaan, want hierdie reeks wil ons vassit dat daar's 'n paar dinge wat bietjie anders is in ons reis en in ons storie en hoekom is anders so 'n goeie soveel goeie nuus, so 'n goeie ding, dat dinge anders kan wees. Om af te skop gaan ek begin om 'n stuk uit die Bybel uit te lees. As jy jou Bybel by jou het, kan jy hom oopmaak. Ons lees saam 1 Petrus 1 vanoggend. So jy kan jou Bybel uithaal en saam met my lees vanoggend. As jy nie 'n Bybel het, het jy geen uitdaging nie. Hy is daar aan die bokant van die skerm en dan sal ons hom lekker saam afskop. Hy begin, hy sê Petrus, 'n apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede in oorvloed oor julle geskenk word. Hierdie is so 'n opening vir die brief, baie bekend in daai tyd om so te begin. Dan gaan hy aan. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus
geopenbaar word. Hy skryf hierso en hy kom bemoedig in alle seisoene. In alle oomblikke. Nou daar's sekere woorde wat jy baie in jou lewe hoor en hang af van die seisoen waar jy is, dalk meer op verskillende plekke hoor en dit is hierdie woorde, dit is nie regverdig nie. Dis unfair dat dit so is. Né? En hang af van die ouderdom miskien van jou kind, hoor jy dit op verskillende plekke, miskien vra jy vir jou kind om 'n eenvoudige taakie te doen en dan is dit unfair. Dis 100% unfair dat hy sy eie kosblik uit sy eie skooltas uit moet haal en in die kombuis gaan sit. 100% tronkstraf vir ouers as ons mos sulke goeters van ons kinders vra. Dis unfair, dis nie regverdig dat hy dit moet hoor nie. As jou kind moet skottelgoed was of hy moet sy kamer skoonmaak, dit is unfair. Hy kan nie hierdie goed doen nie. En partykeer is dit so gemaklik om dit daar te hoor, maar daar's ernstiger oomblikke wat ons dit hoor. Miskien verloor ons kind in 'n sportwedstryd en dan sê hy dit is unfair of dit is nie reg dat hierdie gebeur het nie of ons 'n resies gewees en iets het fout gegaan en dis unfair en dan partykeer is dit 'n bietjie. En dan moet jy hom nog steeds kan bemoedig en nog steeds kan help en sê hierdie lewe is soos dit is en ons oomblikke, maar nog steeds jy kan nie net vashou daaraan nie of dalk is dit nog moeiliker oomblikke, dalk het jy 'n vriend wat in finansiële uitdagings sit. Dalk het jy 'n huwelikspaartjie wat sukkel om swanger te word. Dalk het jy mense in jou lewe wat deur moeilike tye gaan. Dalk sit jy met vriende in die hospitaal of jy sit langs 'n ouer langs 'n kankerbed van 'n kind. En die vraag kom op, dis unfair. En dit is. En dan is dit baie moeilik om in daardie oomblikke hierdie ding te probeer regverdig praat, want dit is nie altyd regverdig en hoe dit gebeur nie. En die moeilike ding is in sulke oomblikke van onregverdigheid klim daar 'n gevoel van hulpeloosheid in ons menswese. Vir ons sukkel en stoei en vra en Petrus is besig om sulke tipe mense aan te spreek. En 1 Petrus is hy besig om te skryf en hy skryf oor hoop en hy skryf oor die drie-eenigheid en hy skryf oor genade en openbaring, maar bo alles skryf hy oor lyding. Hy skryf oor moeilike tye en moeilike tye vir hierdie mense, moeilike oomblikke en hy's besig om te probeer bemoedig en hy's besig om probeer iets anders neer te sit en dis waarna ons vandag gaan kyk. Ons is hier 100% seker tot die jaar waar 1 Petrus geskryf was, is heel moontlik so 55 na 60 na Christus, wat beteken dis onder die heersing van Nero. En hy was 'n donker man gewees met 'n haat vir Christene. Hy sou diere doodgemaak het en dan vat hy die velle van die diere en maak dit om die Christene vas en dan sit hy hulle in hokke met ander diere om doodgemaak te word. Hy sou Christene gevat het en dan bome vasgemaak het en hulle met waks toegegooi het en dan sou hy hulle aan die brand gesteek het as lig by die partytjies wat hy gehou het om te wys hoe magtig en ryk is hy. Dis 'n donker tydperk gewees. Dis 'n moeilike tydperk om 'n Christen te wees. En die woorde wat my 6-jarige gebruik as hy sy eie skooltas moet uitpak, dit was unfair gewees om in daai tyd so behandel te word. Dit is iets wat ons geloof moes oorleef het. Dis die prys wat betaal word vir mense om in ons Jesus Christus te kan glo. Daar is Christene wat deur moeilike unfair tye gegaan het, net omdat hulle ons Christus glo. Ek nooi jou vanoggend, terwyl ons aan 'n moeiliker topic gaan raak, terwyl ons bietjie deur 'n moeiliker reeks gaan beweeg, om 'n tree weg te kan vat van jou seer. En jou seer, ek wil hom nie wegpraat of doodpraat, dis nie waar ek is nie. Ek wil sê, kom ons vat 'n oomblike tree terug en kyk in die groot prentjie van ons geloof, van Christene van Jesus se tyd af tot vandag toe, die groot prys wat betaal is en wat is die bemoediging wat die woord vir ons gee, vir alle oomblikke in alle seisoene tot nou. Ons begin met daai stuk wat geskryf word, 1 Petrus 1 vers 1, en dit begin om te sê, Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge, en dan gaan hy aan, van die diaspora en Pontus, dan noem hy ons nou al daai plekke. Die woord vreemdelinge wat daar kom, die Griekse woord, parapidemoi, is die woord wat daar neergesit is. Daai woord beteken ons nou vreemdeling. Hy sal beteken soos 'n tydelike inwoner, 'n buitelander, iemand wat nie heeltemal daar hoort nie. Hierdie woord word gebruik, nie vir mense wat trek in 'n dorp in nie. Dit is nie geskryf van mense wat miskien gaan om sendingwerk te gaan doen nie. Dis mense wat woon in 'n area, nog altyd daar gewoon het, daar groot geword het, nou 'n Christus ontdek het, en 'n andersheid aan hulle menswees gehad het.
As gevolg van daai andersheid skryf Petrus aan hulle en hy noem hulle vreemdelinge. Want daar's ietsie anders aan hulle in daai tyd. Die volgende 4 weke gaan ons kyk na hoe anders ons geloof regtig is. Die eerste week vandag praat ons bietjie oor hoe het ons 'n ander geloof in moeilike tyd. Ons praat oor ander waardes in 'n goddelose wêreld. Ons praat oor 'n ander roeping in 'n donker wêreld. En ons praat oor 'n ander perspektief terwyl ons druk het. Hierdie is 'n realiteit vir elkeen van ons. En wat ons anders maak, die Christus binne ons, moet sigbaar wees. In ons woorde, en in ons optrede, en ons bemoediging in alle tye en oral waar ons gaan. Nou saam met hierdie is daar 'n paar moeilike vrae wat ons moet vra. En ek dink die eerste een, en as jy met iemand bietjie praat of redeneer oor die Bybel of redeneer oor God, is dit een wat gereeld opkom. En die vraag is, as beproewinge en as swaar kry sleg is, hoekom laat God dit toe? Jy hoor hom dalk bietjie anders, hoekom sal 'n goeie God toelaat dat slegte goeders gebeur? Wat 'n goeie vraag is. Wat 'n vraag is wat sin maak vir jou om bietjie mee te stoei, veral as jy in moeilike omstandighede is of as jy in tye van beproewing is, want elke oomblik van beproewing is nie net 'n beproewing miskien van ons gesondheid of 'n beproewing van ons verhouding nie. Nee, al daai goeders sak af tot 'n beproewing van ons geloof. Alles trek terug na 'n oomblikke van hopeloos, en sal ons vra, Jessie, as God so goed is, hoekom voel hierdie oomblik so sleg? Petrus help ons met 'n belangrike perspektief in daardie omstandighede. Ek wil weer 1 Petrus 1 vers 6 en 7 saamlees. Dit sê, jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Vers 7, die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, daardie egtheid uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Dat daar 'n egtheid sal wees aan my en jou geloof. Nou my brein sê vir my, dat as daar iets is soos ware of egte geloof, is daar aan die ander kant van hierdie spektrum, is daar ietsie soos 'n vals geloof. Is daar 'n geloof wat nie vas is nie, wat nog nie beproef is nie. En ons sien hierdie op klomp plekke. Ek dink, as ek so 'n vinnige lysie moes gemaak het en gesê het, ek dink, partykeer ken ons mense en al wat hulle het is hulle het 'n geërfde geloof. 'n geloof wat hulle miskien by hulle ouers gekry het, en hulle het in kerk groot geword, en hulle ken al die stories, en hulle weet wat die regte antwoord is vir alle omstandighede, maar hulle het nie regtig 'n verhouding met ons God nie. Hulle weet van hom, en hulle weet wat om te sê, maar daar's 'n gebrek aan die diepteid van die geloof. En as iets gebeur, of iets drasties daar aankom, dan sê hulle, ek weet nie hoe die ding gebeur nie. Daar's nie 'n verstaan nie. Daar's 'n arm aan daai geloof. 'n tweede een is dalk net 'n vlak geloof. Jy weet, hulle het ek wil amper die woord gebruik, hulle is geloofakteurs. Hulle doen soms die regte dinge, hulle sê die regte dinge, hulle klink soos gelowiges, of hulle maak soos gelowiges, maar daar's ander groter prioriteite. As dit moeilik raak, of as hulle moeg raak, dan sal daar altyd ander dinge wat in die pad spring van hulle geloof. Hulle geloof word dan eerder afgegee vir gemak. Hulle waardes van hulle geloof word afgegee vir rykdom. En hulle geloof val weg, want hy is net 'n bietjie vlak. Kondisionele geloof. Hulle sal glo solank as wat hulle iets terugkry. Hulle is mense wat glo dat solank hulle gesond is, dan maak hulle geloof sin. Solank as wat hulle rykdom kry, maak hulle geloof sin. Solank as wat alles gaan soos wat dit moet gaan, dan maak hulle geloof sin. En wanneer dit moeilik gaan in tye van druk en finansiële druk of verhoudingsdruk, dan val hulle geloof uit mekaar uit, want hulle dink, maar my geloof is gebaseer daarop dat as ek maar net hierdie doen, as ek maar net hierdie ding kan regkry, dan sal alles oukei wees. En ongelukkig werk dit nie altyd so nie. Daar's oomblikke van lewe wat unfair is. En ons weet, as jy met iemand praat wat sy huwelik op die rots is, of wat sy finansies uit mekaar uitval, of wat in 'n uitdagende tyd van hulle lewe is, dan daardie goeders begin lei na vrae soos, waar is my God?
Hoekom gaan hierdie goeters aan? Ons geloof is so deel van elke deel van ons menswees. Ons kan nie losmaak en sê, my geloof is hier op 'n Sondag, en op 'n Maandag kan dit met my moeilik gaan. Daai goeters vloei tussenin mekaar in. En oral is ons geloof besig om getoets te word. Besig om vasgemaak te word. Besig om eg bewys te word. Daar's 'n spreekwoord wat ons altyd sê, luister, jy is of in 'n storm of op pad na 'n storm, en dit kan nie meer as waar wees nie. Maar ons tye wat ons net gaan sukkel. En dit moet vir ons iets leer van ons geloof. Ek wil 'n illustrasie gebruik om hierdie beter neer te sit. Leander, dit gaan gou vir my 2 stoele op stage bring, en ek het gou iemand nodig om my te help. Ek wil gou 2 mense hê om gou na vore toe te kom. Armand en Alwyn, so julle my gou kom join hier so bo. So, julle kan vir hulle hande klap gee, hulle is omkant gevang soos julle is. Dan sê julle kan hier bo kom staan, dan kyk julle vir die mooi mense. Dan sê, ek staan terug, pas op vir my kabel. So, sekere dinge in die lewe is eers waar as hy getoets is. Nie waar nie? Julle stem saam? Ok, so, agter julle is 2 stoele. Een van hulle se agterbene is halfpad uitgesaag. Ok, so wat gaan gebeur, is julle kan kies wat se stoel julle wil hê, nou maybe rock, paper, scissors, dan kies julle, en dan gaan julle gaan sit. Ok, en een van julle gaan sit, en die ander een gaan nie sit nie. Ok, die stoel, so julle sal agterkom, dis daai, ek wil amper sê, kom in swart stoele wat ons hierso het, en hy gaan nie hou nie. Ok, so julle kan rock, paper, scissors, vir wie kan stoel kies, en wie vat stoel? Sê weer? Dat is hy. Alright, Alwyn? Nee, agter die stoel staan nie. Net so, wat sê een van die 2 stoele, wil jy jou toekoms in vertrou? Daai ene, ok? Jy kan nog gaan staan. Armand is hier so, julle kan maar gaan sit. Geen stoel is gebreekie. Ok, altyd van hierdie is perfekte stoele, waarop hierdie manne gaan sit het. Maar het jy gesien hoe hulle gaan sit? Baie keer in ons lewe is daar dinge dat totdat hy beproef is en ons die bewyse het dat hy waar is, dan pak ons dit so aan, net so. Net so aan. Dankie, julle kan eers gaan sit. Baie dankie. Thanks, Alwyn. Baie keer in ons lewe is daar goeders wat eers beproef moet word voordat ons volledig ons vertroue in dit kan sit. Ons geloof dieselfde. Ons geloof is dieselfde, dat baie keer kyk ons om uit, en ons sit nooit ons vertroue volkome in hom nie, want ons het hom nog nie beproef nie. Hy het nog nie deur 'n oomblik gegaan waar jy volkome net hom gehad het om jou gewig op te sit, jou steen op te sit, dat jy sê, hierdie ding moet my hou, of ek gaan nou uit mekaar uitval nie. En tot die oomblik wat al jou gewig op die stoel is, wat al die gewig op hierdie geloof is, het jy nie bewyse dat hy eg en waar is nie. 'n tydjie terug praat ek met 'n sportman wat fietsry, en hy het 'n groot fietsrywedren aan gaan deelneem. En so 2 weke voordat hy gaan fietsry, toe gaan iets fout met een van sy pedale waarop hy trap, en dit moet vervang word. En hy kry nie die presiese model nie, en hy kry 'n ander ene wat hy toe koop, en hy sit dit aan, maar die ander een het so 'n klein bietjie verder wat die fiets se pedale uitmekaar uitsit. En 'n week voor die tyd begin hy oefen nou met hierdie nuwe pedale wat bietjie anders is, en hy begin die ergste krampe binne in sy been kry. Die ergste krampe, hoekom? Want hoe hy geoefen het en hoe hy vasgesit het in sy lewe, en hoe hy nou wil deelneem is 'n klein bietjie anders. Die vorige ding was beproef, het gewerk, en in 'n ideale wêreld is dit waar hy presies sou wou staatmaak. Ons geloof is vas, maar ons geloof het oomblikke van beproewing nodig, sodat ons weet, waar kan ek gaan sit, waar kan ek my gewig neersit, as ek nie meer myself kan dra nie. Daar's 'n egtheid aan 'n geloof wat vas is, 'n vertroue wat daar is. Lukas 22 vers 31 en 32 is Jesus besig met 'n gesprek met Petrus. Die Petrus wat nou hierso aan die skryf is, en hy sê, Simon, dis mos nou Simon wat sy naam Petrus geword het. Hy sê, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, die goed van die sleg uit mekaar uit te kan haal.
Maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie. En wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Jesus praat hierso met Petrus, impulsiewe Petrus, Petrus wat oor afkap, Petrus wat 3 keer vir die Here sou verraai. Daai Petrus se geloof wat versterk moet word, sodat wanneer dit eg en beproef is, kan hy mense bemoedig daarna. Dit beteken nie dat jou lewe 100% is nie. Dit beteken nie dat jy alles tot hierso perfek reg gedoen het nie. Dit beteken dat na beproewing het my geloof soos goud wat deur vuur gaan eg uitgekom en ek kan op hom staat maak. Daar is 'n egtheid in ons geloof wat sal maak dat ek hom tot die dood toe sal volg. Onthou die disippels, ons het al dit gesê, die disippels na Jesus se dood, gaan kruip almal weg in 'n kamer. Dan kom Jesus na sy opstanding en hy wys vir hulle wie is hy. Hy kom maak vas wat hy vir hulle so lank leer. Daardie bevestiging van hulle geloof maak dat elkeen van hulle tot die dood toe getrou sal bly aan hulle geloof. Wanneer nie lank voor dit nie, het hulle weggekruip met daardie selfde verstaan. Al wat verander het, is 'n wete en 'n vertroue in hulle geloof. Jakobus 1 vers 2, 3 en 4 is 'n bekende vers wat julle al baie gehoor het. Vers 2 begin so: beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Dit is 'n vers wat julle al baie gehoor het en wat baie gekwout word. Dan gaan hy aan, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding sal meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. Daar is 'n toets wat kom, wat volharding ontwikkel, sodat daar nie gebrek in ons menswees kan wees nie. Sodat daar nie kortval tussen ons kan wees nie. Ons geloof het nie altyd net perfekte oomblikke nie. Maar ons geloof hou 'n belofte. En dit is dat in hierdie tye van seer, is daar 'n doel aan. Een van die dinge waarmee ek myself so gereeld vertroos, is God mors nie seer nie. God kom nie en die seer is iets wat gemors en weggegooi word nie. Nee, God gebruik seer. God is aan die werk daarin, in 'n unfair wêreld, waar ons deur moeilike en uitdagende oomblikke moet gaan, gebruik God ons seer. Is God aan die ontwikkel deur ons seer. En dit is maklik. Dit is maklik om te probeer vashou aan 'n geloof wat net sê, hierdie God, as ek aan hom vashou en as ek aan hom getrou is, gaan dit goed gaan met my. Ek dink ons almal het hierdie wens dat dit net moet goed wees as ek aan God kan vashou in al hierdie omstandighede. Ons het begin om hierdie 1 Petrus 1 vers 1 tot 7 te lees. Maar vers 8 gaan aan en terwyl die band op stage kom, lees ek vir ons hierdie gedeelte. Vers 8, direk na beproewings gaan. Hom het julle lief. Ons is deur beproewings, ons is deur uitdagende tye wat kom, sodat ons egte geloof het. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, namens die verlossing van julle siele. So as my geloof my siel verlos van die moeilik en die uitdaging, as my geloof my siel op 'n plek kry waar ek kan vashou aan hierdie beloning wat eendag vir my wag, dan kom die uitdagende tyd. Hy kom, maar hy's besig om 'n egtheid in my hart vas te maak. Hy's besig om 'n egtheid in my geloof te sit, sodat daar verlossing kan wees wat my siel kan vrymaak. Ek weet nie of jy al die voorreg gehad het om met iemand te kon kuier wat deur moeilike tye gegaan het. Jy het miskien iemand waarmee jy tyd gespandeer het, 'n ou tannie of 'n oom, of jy ontmoet iemand in 'n hospitaal en jy hoor hulle verhaal van seer en uitdagings en dan praat jy met hulle en daar's 'n
vreugde in hulle hart wat jou verstand te bowe gaan. Daar's 'n vreugde en 'n standvastigheid van hulle geloof. Dan hoor jy hulle storie en jy sê, "Jesus Here, ek weet nie of ek sou vashou in dit nie. Ek weet nie of hierdie oomblik my hiernatoe sou gelei het nie." Geloof wat beproef word, bring egtheid. Daardie egtheid bring verlossing vir ons siel. Die moeilike waarheid bly, Jesus het nie gekom om ons te kom verlos van moeilike tye nie. Jesus het gekom om ons te verlos van sonde en van dood. Daarom kan ek vashou aan my God, nie omdat dit goed gaan nie, nee, omdat ek vertroue het in waarmee hy besig is, waar hy my lei en waar ek eendag saam met hom gaan wees. Daarom kan daar 'n egtheid en 'n standvastigheid in my hart en in my geloof wees. 'n Verlossing van my siel. Ons geloof kan nie gebaseer wees op hoe dit met ons gaan nie. Ons geloof is gebaseer op wie ons God is. Ons God wat gestuur is om 2000 jaar terug op 'n houtkruis sy lewe te kom gee, sodat ek en jy op 'n anderse manier vandag kan leef. Sodat ons in ons geloof op 'n anderse manier kan vashou. Sodat ons kan weet, in uitdagende tye wanneer die lewe druk, kan ek anders wees. Kan ek 'n egtheid hê in my geloof. 'n Vertroue hê in my God. Vashou aan hom, wanneer mense buite na ons sal kyk en sê, dit gaan my verstand te bowe wat daardie persoon nog aan die gang is. Maar, soos met die stoel hier agter, as ek kan leer om my vertroue volkome op God neer te sit, om te kan rus by hom, al is ek hoe moeg of al gaan dit hoe moeilik, sal daar 'n egtheid aan my geloof kan wees. Ons maak nou gereed vir 'n nagmaal. En ek vra om verskoning, vandag is nie een van daai dae waar jy opstaan en jy jubel met blydskap hier by die deur uit nie. Ek dink vandag is een van daai dae waar jy besef, Jesus Here, ek sien wat aan die gang is, maar ten spyte daarvan sien ek dat U is besig om my geloof te beproef, sodat ek kan weet dat hy vas is. Ek kan vashou aan U. Ek kan jubel en prys, nie as gevolg van my omstandighede nie, maar as gevolg van wie U is. Ek kan dankbaar wees vir wat U kom doen het en my van deel gemaak het, ten spyte van wat ook al aangaan. Ek kan sien dat my geloof eg is. Ons gaan nou 'n lied saam sing, 'n gebed saam sing, en terwyl daardie oomblik aan die gang is, gaan die beleefspan stap en hulle gaan vir elkeen van julle nagmaal uitdeel. Ek nooi jou op jou eie tyd, soos jy daar sit, om net jou oë toe te maak. Miskien sing jy saam, miskien is jy in 'n oomblik van stilte, maar vir die Here te sê, Jesus Here, ek sien wat U aan die doen is. Ek is dankbaar vir die egtheid van geloof wat gekweek word. Dat in hierdie unfair wêreld, en in hierdie tyd van druk, Here, dat ek kan vashou aan U bo almal en alles anders. Here, dankie dat ek in hierdie oomblik kan weer deur die beeld gaan van nagmaal en sê, Jesus, U liggaam wat gebreek is vir my, U bloed wat gevloei het vir my, dit is wat my kom deel maak, dit is wat my kom losmaak, Here, en daaraan kan ek vashou in alle omstandighede. As jy klaar nagmaal geneem het, nooi ek jou om saam te staan, saam te bid en God te aanbid en te sê, Jesus Here, dankie vir wat U kom doen het. Dankie vir wat U my van kom deel maak het. Dankie vir die prys wat betaal het, sodat ek anders kan wees. Net daar waar jy is, maak jou oë toe, en dan bid ek vir ons, dan sing ons saam. Here, dankie. Dankie vir die prys wat U kom betaal het. Here, dankie vir dit wat U kom deurmaak het, sodat daar verlossing vir ons kan wees van sonde en van dood. Here, dankie dat in hierdie unfair wêreld kan ek aan U vashou. Dankie dat in hierdie moeilike omstandighede dat my geloof gevestig kan wees in U. Dat my geloof vas kan wees in U. Dit sien elke persoon hierso. Waar ons in uitdagende omstandighede dalk sit, Here, maklik of moeilik, Here, mag ons vashou aan U bo alles anders.
mag ons die volkome weet hê dat U is besig om te werk. U is besig om my geloof te verander, Here, en ek kan gaan sit, ek kan volkome my gewig sit hierin, met die wete dat ek my vertroue in U kan sit bo alle omstandighede. Dat my gemak nie my prioriteit is nie, maar dat my God is. Amen. Die beleefspan gaan uitdeel, en dan sing ons hierdie lied saam.